Going to the end of the line. Dis die Traveling Wilburys. Ek sal vir jou saam met jou. Hierdie is Milie FM, is kos vir jou ore. Goeiemiddag en welkom. So, altyd vir my lekker as ons met kunstenaars gesels, want veral as hulle ook in Bloemfontein 'n draai kom maak. En ek het vir Zoe op die lyn. Hoe gaan dit met jou? Goed, dankie met jou. Lekker man. Vertel my gou eers aan Zoe, van waar is jy? Waar bly jy? Wat is jou home base? Ek kom van Zenina, ek het my hele lewe lank daar gebly en daar groot geword, maar ek is nou huidiglik in Pretoria. Pretoria, okay. Want ek sien jy en William Wolf, julle gaan nou Bloemfontein toe kom, dis nou hierdie komende Vrydag by Jumpers Lane. Gaan julle kom optree? Ek is so excited om Vrydag 'n bietjie Bloem toe te kom. Dit gaan so, ek het nog maar daar opgetree nie, so ek is excited. Hoe rarig, eerste keer? Ja, maar jou eerste keer. Ja, wees versigtig hoor, hulle sê as mense hier toe kom, dan huil hulle as hulle inkom, hulle huil as hulle weer ry ook, so... Ek is 'n heilertjie, so ek sal jou glo. Alright. So, vertel vir ons 'n bietjie jou pad. Jy het begin om nou regtig vir jouself naam te maak. Maar obviously dis maar altyd net die tip of the iceberg wat die mense van bewus is, jy weet, maar hoe lank werk jy nou al aan jou musiekloopbaan? Wel, ek sing al my hele lewe lank, so ek sal like om te glo dat ek al aan die werk van 'n Texas 5 was. Okay. Maar ek het stap toe getrek in 2022 om te begin sing. Ek het toe begin optree in bars en open mic nights gaan doen by al die plekke, want ons baie meer geleenthede obviously in die stad as in Benin. So ek het dit begin doen en deur dit het 'n rekordlabel my raak gesien en so het ek my pad vorentoe net gevestig hier so in die musiekbedryf en ek probeer nog steeds my beste. So die ding is, dis nogal interessant dat jy sê 'n rekordlabel het jou raak gesien. Was hulle by een van die venues gewees waar jy opgetree het? So ek het 'n musiekblad begin op Instagram by die naam Zoe Musiek. So ek het 'n klomp covers gepost en video's van my wat optree en deur dit het 'n rekordlabel my gevind. So jy sal sê sosiale media is maar die manier, want ek weet soos nog voor die internet, die tyd wat ek groot geword het, moes jy fisies nog na die clubs en die pubs en die plekke toe gegaan het met die hoop dat daar miskien 'n scout is. So jy sal sê sosiale media is maar redelik belangrik vir enige opkomende musikante en selfs huidige musikante wat al klaar 'n loopbaan het. Ja, ek sou sê in die digitale era is dit baie minder, jy hoor minder stories dat 'n rekordlabel fisies by 'n plek was wat mense opgetree het en mense so ontdek het. Dit gebeur nie glad nie, maar die kans is baie groter as jy dalk op hulle For You page gaan oppop. So ek sal sê sosiale media is nou maar ongelukkig een van die beste maniere om jouself daarby te sit en oop te maak vir geleenthede. William Wolf, hoe het julle paai gekruis? Hy het 'n liedjie met die naam Somer geskryf en my gevra of ek saam met hom wil sing. So ek het saam met William daai liedjie opgeneem en uitvrygestel so 2 jaar gelede. Okay, en toe van daar af het julle net besluit om saam te beweeg. Ja, wel hier is nou jou eerste keer wat ons saam optree, okay. So ek sien ook uit vir dit, ja. Wonderlik. Maar so, okay, maar great. So sê vir my gou 'n ander ding wat ek jou wil vra, as dit by die liedjies skryf kom, skryf jy jou eie liedjies of kry jy maar liedjies van skrywers af? Hoe werk jou proses? Ek skryf al my liedjies self van die begin af. Elke liewe liedjie wat ek al daar buite gesit het ek self geskryf. Meeste van hulle sonder enige hulp van enigiemand anders af. Ek voel net dis die beste manier om die tipe musiek te maak wat ek wil maak, is maar net eerlike musiek. So, alright, ja. so sal jy sê, dis, as jy sê nou musiek wat jy wil maak, bedoel jy 'n klank of bedoel jy meer met die lirieke, met wat jy wil sê? Ek dink beide, klank en lirieke. Ek het daarom met my label is daarom baie toeganklik en hulle laat my toe om te doen wat ook al ek wil doen en te eksperimenteer met my klanke. So met dit is ek dankbaar want nie almal het daai leksheid nie, maar ook obviously lirieke ook net beheer oor wat ek sê en seker maak ek staan agter wat gesê word. So insecure meisies, waar kom hy vandaan? Die musiekbedryf is maar voel eintlik ook soos 'n klein dorp. Ek dink my klein dorp het my voorberei vir hoe klein die wêreld eintlik is as jy sodra jy ek dink enige loopbaan ingaan. Maar in hierdie klein community was daar die groep meisies wat my ook net
vir jare nou probeer afkraak het en dat net een ding gebeur, een aand en toe dink ek, weet jy wat, ek het nou genoeg gehad, ek gaan nou 'n liedjie skryf en net ontslaa raak van my emosies, want dis gewoonlik wat liedjies skryf vir my beteken, en toe post ek dit op my TikTok, en toe net daar, van daar op die plaas is net op, en toe skielik sing die hele land saam met my meisie. Weet hulle wie hulle is? Ek bedoel, want daar's mos daai, wat sê, dit laat my dink aan daai song van You're So Vain, you probably think the song is about you. Die insecure meisies, weet hulle wie hulle is? Ja, verseker. Verseker, hulle weet wie hulle is. Hulle is van nou bang om my te sien in publiek. En dit is goed. Dis verskriklik snaaks. Hoorie, soos hy, ek is so bly ons kan met jou gesels. En ja, welkom in Bloemfontein dan nou hierdie komende Vrydag. Ek hoop jy geniet dit. En ja, veilig reis. Baie dankie vir jou. Ek waardeer dit. Lekker man. So voor ons nou finaal baie, sy enige planne vorentoe vir die res van die jaar? Daar's nie veel oor nie. Wel ja, ek is booked en busy. As enigiemand wil sien waar ek optree, as jy in 'n ander dorpie bly, asseblief gaan kyk op my sosiale media. Ek sit dit daar, so al my datums is beskikbaar daar. So ek hou lekker besig en ja. Great stuff. Alright, starte. Dan sien ons vir jou Vrydag. Dankie, sien jou Vrydag. Bye. Cheers, bye. So, hierso sê nou sommer met insecure meisies.